In meetkunde kry ons lyne wat ewewydig is aan mekaar en dan deur 'n snylyn gesny word, of nie ewewydige lyne wat ook deur 'n snylyn gesny kan word. Wanneer dit gebeur, word daar ooreenkomstige hoeke gevorm. En wanneer ek ooreenkomstige hoeke kry, dan word hulle in die vorm van 'n F gevorm. So wanneer ek met ooreenkomstige hoeke werk, is my twee hoekies in die vorm van 'n F en die F hardloop hier. Maar wanneer die lyne nie ewewydig is nie, kry ek ooreenkomstige hoeke ook op dieselfde plek. Die F kan nog steeds gevorm word, maar die verskil is, by ewewydige lyne is die ooreenkomstige hoeke gelyk, en wanneer die lyne nie ewewydig is nie, is daar ooreenkomstige hoeke, maar hulle is nie gelyk nie. Met my ooreenkomstige hoeke wat ek het, kan ook die F na die ander kant toe gedraai word. Ek kan ooreenkomstige hoeke kry, sodat hulle lê aan die onderkant van 'n ewewydige lyn en aan die linkerkant van die snylyn. So die F word nou net na die ander kant toe gevorm en ek kry my ooreenkomstige hoeke in daardie formaat. In die ander skets, waar die nie ewewydige lyne is daardie twee hoeke ooreenkomstig. Die F lyk net so bietjie skeef en verdraai, maar die F is nog steeds daar. Dis ook ooreenkomstige hoeke, maar in hierdie geval gaan hulle nie gelyk wees nie, want die lyne is nie ewewydig nie. Wanneer die lyne ewewydig is jou ooreenkomstige hoeke gelyk. Weereens met ooreenkomstige hoeke kan ek kry dat my ooreenkomstige hoeke kan lê bokant die ewewydige lyn en aan die regterkant van die snylyn. En die F lê nou op sy kop en die F wil nou in daardie rigting gaan. Dieselfde met nie ewewydige lyne. Ek kry aan die bokant van die lyn, kry ek 'n hoek en die F word nog steeds gevorm, maar omdat die lyne nie ewewydig is nie, kan die hoeke nie gelyk wees nie. Wanneer die lyne wel ewewydig is die ooreenkomstige hoeke gelyk. Nog steeds by ooreenkomstige hoeke, wanneer ek in die vierde geval met ooreenkomstige hoeke wil werk, het ek dat my ooreenkomstige hoeke lê weer eens aan die bokant van die ewewydige lyne en die F lê weer eens op sy kop en ek kan die F intrek. Hier is die hoeke gelyk aan mekaar, want die lyne is ewewydig. In die tweede geval kry ek ook dat ek ooreenkomstige hoeke gaan kry. Die F kan nog steeds gevorm word, alhoewel dit 'n bietjie krom en skeef is, maar die ooreenkomstige hoeke is nie gelyk nie, want die lyne is nie ewewydig nie. Terwyl wanneer die lyne ewewydig is die ooreenkomstige hoeke gelyk. Wanneer in meetkunde na ewewydige lyne of nie ewewydige lyne gekyk word, sien ons dat verwisselende binnehoeke gevorm kan word. Binnehoeke beteken aan die binnekant van die twee lyne, het sy of hulle ewewydig is of nie ewewydig is nie. Dan gebeur dit dat die hoeke moet wissel van die linkerkant na die regterkant. So as ek met 'n hoek werk aan die onderkant van die ewewydige lyn en die bokant van die ander ewewydige lyn, dan wissel die twee hoeke van die linker na die regterkant toe en ek kry 'n Z-vorm. Wanneer die lyne nie ewewydig is nie, kry ek ook verwisselende binnehoeke. Hulle is ook in die vorm van 'n Z, maar hulle gaan nie gelyk wees nie, terwyl wanneer lyne ewewydig is jou verwisselende binnehoeke gelyk. By verwisselende binnehoeke
kry ek dat my hoek aan die binnekant en dit wissel na die ander binnenkantste hoek en my Z word nog steeds gevorm alhoewel hy net bietjie snaaks lyk. Verwisselende binnehoeke is hier gelyk en hulle is in die vorm van 'n Z. Wanneer die lyne nie ewewydig is nie, kry ek nog steeds verwisselende binnehoeke, maar as ek kyk na die Z, is die Z bietjie krom en skeef. Hierdie twee hoeke kan nie gelyk wees nie en dit gebeur omdat die lyne nie ewewydig is nie. Met jou ewewydige lyne en jou nie ewewydige lyne gebeur dit ook dat ons praat van ko-binnehoeke. 'n Ander naam vir ko-binnehoeke is dieselfde as binnehoeke aan dieselfde kant van die snylyn. En binnehoeke aan dieselfde kant van die snylyn is in die vorm van 'n C of as 'n mens dit omdraai kan dit ook soos 'n U lyk. Nou wanneer ons binnehoeke aan dieselfde kant van die snylyn het, is die totaal van daardie twee hoeke 180 grade. Met ander woorde, die stomphoek plus jou skerphoek gaan 'n somtotaal gee van 180 grade. Wanneer die lyne nie ewewydig is nie, kry ek nog steeds ko-binnehoeke of binnehoeke aan dieselfde kant van die snylyn. Hulle gaan nog steeds in die vorm van 'n C plaasvind, maar die totaal gaan of minder of meer as 180 grade wees. En dit gaan nie werk nie. So vir ko-binnehoeke om te kan werk, moet ek ewewydige lyne hê en dit sal die totaal van die twee hoeke saam sal 180 grade wees. Vir ko-binnehoeke kan ek ook na die ander kant van die snylyn toe gaan en ek kan sê as die lyne ewewydig is, my ko-binnehoeke gaan wees, die een hoekie is 'n kolletjiehoek en die ander een 'n kruisiehoek en daardie twee hoeke lê in die vorm van 'n C of 'n U. En die totaal van daai twee hoeke gaan vir my 180 grade gee. Wanneer die lyne nie ewewydig is nie, kry ek nog steeds 'n paar ko-binnehoeke, maar daardie twee hoeke in hierdie geval gaan minder as 180 grade gee, want die lyne is nie ewewydig nie.